Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag en aan God alle eer, lof en heerlikheid dat ek vir julle kan bedien met woord. Kind van God, het jy geweet dat ons het 'n gees wat 'n donker kant is en ons het natuurlik die gees wat die lig is. Nou die gees wat die lig is natuurlik die Heilige Gees. Wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dan het jy die Heilige Gees in jou en oor jou. Maar toe ons in die wêreld ingekom het, ons is almal gebore met 'n gees wat ons is verward, ons weet nie van beter nie. En dit is hoekom dit so belangrik is, wanneer ons harte vir God gee, dat die Heilige Gees, daai gees, wat in ons eers was, so oorheers, dat daai gees glad nie meer enige aanspraak het op ons lewens nie. Nou, hoekom praat ek nou oor geeste? Dit is nie eintlik waaroor ek met julle wil praat vandag nie. Ek wil met julle praat oor dat die demone ook vir Jesus ken. En hoe weet ons dit? Ek gaan vir julle 3 skrifgedeeltes gee. Die eerste gedeelte is in Markus 5, waar Jesus by die man aangekom het, wat uit die grafte uitgekom het. Hy was beset met demone, en hy het voor Jesus geval en gesê, Seun van God, wat het U met ons te doen? En daar wys dit klaar vir my, die demone weet wie Jesus, hulle ken vir Jesus. In Handelinge 9, vers 4, lees ons, hier vanaf vers 4 af, lees ons, hoe Saul op pad was na Damaskus toe, om die Christene te vervolg, en 'n helder lig het hom oorweldig toe hy op die pad was, naby Damaskus. Hy het op die grond neergeval, en die Here het vir hom gevra, Saul, Saul, waarom agtervolg jy my? Of nee, waarom vervolg jy my? En hy het gesê, wie is die Here? Here, wat moet ek doen? Dadelik, iemand wat nie die Here geken het nie, of nie die Here wou ken nie, het hy onmiddellik geweet, dis die Here wat met hom praat. So daai gees in hom, daai gees wat Christene wou vervolg, wat Christene wou uitwis, het geweet wie Jesus. En dan natuurlik, 'n baie bekende vers, Jakobus 2 vers 19 wat sê, die demone ken die naam van Jesus en hulle sidder van angs. Dis hoekom, waar ons in hierdie skrifgedeeltes lees, Markus 5 en Handelinge 9, waar die mans, wat hierdie gees in hulle gehad het, neergeval het. Ek meen, as iemand neerval voor iemand, dit is 'n teken van, jy sidder, van angs, jy is bang, wat daai mag, wat die persoon oor jou het, is 'n mag wat oorweldigend is, en dis hoekom hierdie 2 mans voor die Here neergeval het, want ek meen die mag en die krag van Jesus is so oorweldig, is so sterk, geen demoon kan staande bly nie. Nou, wat ek vandag vir jou wil sê, my boeta en sissa, elkeen van ons het foute gemaak, ons almal het 'n gees gehad, miskien 'n gees van welis, 'n gees van narcissisme, 'n gees van hoogmoed, 'n gees van haat, van bitterheid, ag, net om 'n paar te noem. Maar die dag wat jy jou hart vir Jesus gegee het, die dag wat jy gesê het, ek wil die Heilige Gees in my hê, het daai gees begin manifesteer. Ek kan dit nou vir jou sê. Daai gees gaan manifesteer, want hier kom 'n Heilige Gees, 'n gees wat oorweldigend is, 'n gees met soveel mag en soveel krag, wat intree, en hierdie gees, wat nie die heiligheid van God kan hanteer nie, kom oorneem, en sy plek kom inneem. En kind van God, baie van hierdie geeste is arrogant, hulle is arrogant, want ek bedoel, toe Jesus vir die man vra, dat wat is jou naam, toe sê hy, Legio, want ons is baie, ek meen, hoe arrogant kan dit nie wees nie? So ja, my boeta en sissa, wat ek vandag vir jou wil sê is, ongelukkig het elkeen van ons het verskillende geeste in ons, maar die belangrikheid is, wat 'n gees neem oor in jou lewe, wat 'n gees gaan uitstaan, gaan dit die gees van die demone wees, of gaan dit die gees van die Heilige Gees wees? Dit is uiters belangrik, baie belangrik, dat ons weet, wanneer ons harte vir Jesus gegee het, kan ons nie net sê, ek het my hart vir Jesus gegee nie, maar daai gees van haat, daai gees van bitterheid, daai gees van selfsug, staan uit. Dit oorheers die Heilige Gees. Wat help dit dan? Dat beteken jou woorde mos nou niks nie, of hoe sê ek? Ek weet, dit is 'n baie harde woord, maar dis iets wat ons moet hoor. My boeta en sissa, soms, ons wil nie al hierdie goed hoor nie, ons wil nie,
Maar ons moet dit hoor, want dit is uiters belangrik om te weet hoe om hierdie geeste wat in ons lewens is te hanteer. En soos daar ook staan in Efesiërs 6 vers, ek gaan nou jok as ek sê, maar ek seker dis 11 en 12, staan daar dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar ons stryd is teen die bose magte. En dit is juist dit, my boeta en sissa. Ons moet so waaksaam wees, ons moet regtig op 'n plek kom, wat ons konstant in Jesus se teenwoordigheid is, sodat die Heilige Gees uitstaan, sodat daai lig van die Heilige Gees hierdie demone kan verdryf, want hulle haat die lig, hulle hou nie van lig nie, hulle soek duisternis, en as die Heilige Gees se lig die duisternis gaan verdryf, my boeta en sissa, gaan daai geeste waarvan ek gepraat het, wat demone is, hulle gaan nie meer regtig vat kans kry in jou lewe nie, hulle gaan probeer, glo my, hulle gaan probeer, maar jy gaan 'n keuse hê om te sê, ek wil die Heilige Gees hê om uit te staan, en bo dit uit te staan. Amen, amen. En as ek net nog ietsie kan bylas, soos ek genoem het, dat elke een van ons nou 'n gees het van, 'n gees wat demonies is, en dan 'n gees van die Heilige Gees, maar die Heilige Gees wat oorneem. Nou so is dit ook met kankerselle. 'n baie goeie vriendin van my het dit so mooi aan my verduidelik, dat almal van ons het 'n kankersel, almal, maar sommige kankerselle ontwikkel net vinniger as ander. Ander kankerselle het nie veel krag en veel mag nie. En dit kan ons nou ook sê met daai gees van wat demonies is. As daai gees se krag gebreek kan word, heeltemal gebreek kan word, my boeta en sissa, jy gaan 'n lewe van oorvloed leef. Jy gaan 'n lewe leef wat regtig so wonderlik is. Jy gaan net elke dag kan jubel en juig. Maar ek het nou baie van julle tyd gevat. Ek glo en vertrou hierdie woord gaan iets oopbreek oor die geeste in ons en wat 'n gees moet uitstaan. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek weer môre vir ons se woord. Tot dan. Mooi bly almal. Totsiens.